is dan 27 Julie 2026, lesing 73 van die Groot Johannes Evangelie boek 4. Nou, ons het, Sabbatdag het ons dan nou die verhaal saam met Matthijl meegemaak van 7 baie groot booswigte, roofmoordenaars wat tereggestel is en wat alles met hulle in die geestelike sfeer gebeur het. Dinge wat ons nog nooit van Yeshua in die Bybel gekry het nie. Daar is natuurlik goeie redes daarvoor hoekom hy dit nie gegee het nie. En nou ontvang ons dit as 'n neerdaling van die laat reëns aan die einde van die tyd. En 'n mens kan net so wonderlik dankbaar wees dat ons hierdie laat reëns het, wat ook die uitstorting van Vader se Gees is. Nou wat anderste kan Yeshua nou inkom om ons sy Gees te gee? Tog net in die woord. Ons sing vanmôre daar, op die wolke van die hemel kom hy neer. En dan sit almal en dink, ja, kyk, dan sien hulle in sy gedagte oog wolke, en dan is Yeshua daar bo die wolke, en dan op een of ander manier gaan hy dan met ons praat. Eerstens kan hierdie bose wêreld nie vir Yeshua van aangesig tot aangesig sien nie. Punt, klaar. Nie eers mense wat baie naby in die Gees leef en alreeds 'n baie hoë vlak bereik het, kan hom sien nie. En Openbaring 14 is duidelik daarop. Almal klim die berg. Eers as hulle op die top van die berg is, openbaar Yeshua hom, reik hy sy hand uit en neem hy die persoon, en dan sê hy, dan sing ons 'n nuwe lied wat geen ander ken nie. En hy noem hulle sy eerstelinge. So dis 'n dwaasheid om te dink dat Yeshua gaan in die persoon kom en verskyn aan verskillende kerke en. Nee, Yeshua het in die woord gekom, hierdie hoofstukke wat ons nou lees, wat 'n absolute replika is van sy 3,5 jaar op aarde, elke ding wat daar gebeur het, wat Yeshua nodig geag het om op te teken vir ons, het ons nou as die woord, as die lewende woord, wat ons krag gee in die Gees, wat ons nodig het om bo op die berg in ons eie innerlike siel te kom. Ons klim elke dag daai berg. Partykeer val ons 'n paar tree terug, partykeer gaan ons 'n paar tree vooruit. Dit is ook analoog aan hoe om jou innerlike huis te bou. En dit is dan ook waar hy sê, wanneer jy op die dak van jou huis is, moenie afval nie. Moenie weer na die huis toe gaan om iets te gaan haal nie. Die dak van jou geestelike huis is die hoogste vlak van geestelike ontwikkeling wat jy op daai stadium bereik het. En een of ander tyd sal mense deur die dak breek en een word met hom. Dit is baie naby. Daar kom wel iemand om ons te onderrig voor die einde kom. Wanneer Yeshua kom as wese in persoon, is dit te laat vir almal wat hom nie in die woord gevind het nie. Dit is die hartseer. Almal praat, Yeshua moet nou kom, Yeshua moet kom. Hy het klaar gekom. 180 jaar gelede het hy hierdie woorde gedikteer vir ons, om ons gees te open vir sy werklike koms. Maar as hy kom, vat hy sy uitverkorenes weg, want net voor die finale vernietiging, wat deur die mensdom self veroorsaak gaan word, vat hy ons weg na 'n tydelike bergplek. Hy sê, 'n plek soos die paradys, waar ons dan die einde sal aanskou op hierdie aarde in die Gees. En dit gaan erg wees. Hulle gaan alles uitmekaar bom en skiet. So erg dat die oliebronne van hierdie wêreld aan die brand gaan slaan. En dit so 'n geweldige vuur gaan veroorsaak,
tesame natuurlik met al die kernkragbomme wat hulle op mekaar gaan gooi, dat die suurstof om die aarde aan die brand gaan slaan. Kan jy dink, as die suurstof aan die brand slaan, wat kan leef? Nie eers 'n kakkerlak nie, want hulle sê dis die enigste ding wat 'n kernontploffing kan oorleef, is 'n kokkerot of 'n kakkerlak. Nie eers hy sal leef nie. Alles wat asemhaal, alles wat suurstof nodig het vir groei, soos plante en bome, sal weg wees. En dan is dit te laat. En so baie mense dink dat hulle gevat gaan word op daai oomblik. Maar Joshua is hier in die woord en die mensdom verwerp dit. In Suid-Afrika is daar slegs een gemeente wat hierdie woorde wat ons nou lees elke oggend as Godspraak aanvaar, op gelyke status met die Bybel. Die Bybel is die geraamte. Hierdie woorde wat ons hier lees is die vleis en die seënings en die gees waarvan Esegiel in Esegiel 37 van praat, dink ek. Hy sien die dooie bene lê. Waar is al die dooie bene? Die dooie bene is in die kerke. Dit is jammer om dit te sê. Die dooie bene is in gemeentes wat weggebreek het van die kerke en wat mense leerstellings navolg en mense volg en nie die woord, die brood van die ewige lewe nie. Ons is nou baie bevoorreg om dit te hê en ons gaan nou aan met die verhaal van hierdie gekruisigde roofmoordenaars om te kyk hoe lyk 'n siel aan die ander kant, wat gebeur met hom wat baie boos was. Ek het een hoofstuk nou hier oorgeslaan, want dit is nie eintlik vir ons van toepassing nie, dit gaan oor die gebrek aan die Romeinse regstelsel en so 'n bietjie oor die Sadduseërs. Maar die vervolg van hierdie verhaal by die kruis, die Mattheel in sy pa se huis toe, nou keer hulle terug, na heelwat paar ure, nou hang die ouens nog steeds daar. Kom ons kyk wat gebeur verder, want dit is vir ons baie van waarde om te weet, wat in die onsienlike hiernamaal sweer gebeur. Ons het die vorige gesien van 'n nie te sleg, nie te goed vrou wat dood is met haar dogters en haar diensmaagde, en dit was vir ons 'n openbaring. Nou hierdie roofmoordenaars, hulle hang nou al 'n hele tyd daar. Kom ons lees wat sê Mattheel. Joshua sit daarby en daar sal nie 'n woord onwaarheid kom wat hy nie sal dadelik die ou stop nie. So die feit dat Mattheel hierdie getuienis gee in Joshua se teenwoordigheid, kan ons dit as waar aanneem. Die einde van die gekruisigde roofmoordenaars, hoofstuk 1:3-2. Binne 'n halfuur was ons alweer op Golgotha en tref daar, behalwe die bewakers, byna niemand aan nie. Maar die 7 bied 'n ontsettende gesig. Daarmee bedoel ek nie so seer die 7 halfdooies wat verskriklik lyk nie, maar veel eer hulle siele, wat nog nie van hulle liggame geskei was nie, en baie moeite doen om self die liggame te vernietig en te verskeur. Hierdie swart tiers, dit is nou hoe die siel lyk. Hierdie swart tiers wat oor hulle liggaam donker bloedrooi strepe het, maar die nog lewende senuweestelsel, slaan met hulle kloue in hulle liggame en byt daaraan vas. Maar die nog lewende senuweestelsel van die liggame gee 'n pynlike reaksie wat na elke byt in die liggaam vertrek hulle gesig van pyn en lê hulle pote dadelik op die plek wat ooreenkom met die plek waar hulle in hulle halfdooie liggaam gebyt het. So hier het jy nou 'n geveg tussen die siel en die liggaam. Hierdie verskeurende tiersiel, want dit is die eienskappe wat hierdie mense geopenbaar het toe hulle op aarde geleef het. Hulle was niks minder as wille, bloed,
stollende tiers nie. En nou wil hy tier nie uit die liggaam uitgaan nie, die siel wil daar bly, en nou is daar 'n geveg tussen liggaam en siel. En hierdie man sien dit nou alles in die gees, of jong seun. Hierdie vreeslike handelswyse bekyk ons byna 'n uur lang. En ek moes my vader steeds vertel wat ek by die 7 sien. Dit merk die Romeinse wagmeester egter op, wat my waarneming wat voortdurend gewissel het, al lankal heel opmerksaam moes dopgehou het. Hy kom na ons toe en vra in die Romeinse taal, dit is Latyn, aan ons albei wat ons tog aan die 7 sien, omdat ons, en ek veral, hulle so deurlopend dophou, en ek vir my vader altyd iets het om mee te deel. Ons moes in sy taal antwoord gee, omdat hy ons andersins sou moes wegstuur. My vader praat Grieks met hom, waarin hy hom makliker kon uitdruk as in Latyn, hoewel ons albei ook Latyn baie goed ken, want in Jerusalem moes mens reeds as seun 3 tale ken, as mens met die talle buitelanders wou gesels. Hy lê aan die wagmeester uit dat hy 'n geneesheer is, en hier met my sy seun, en terselfdertyd sy leerling, waarnemings doen op die gebied, van die leer van die siektes en die sielkunde, en dat hy my aanspoor om goed op alle simptome te let, en terselfdertyd ook die een en ander verklaar, volgens die leer van Hippokrates. Vir die wagmeester, wat 'n weetgierige mens was, geval dit wel. Slegs versoek hy my vader om die uitleg aan my in Grieks te gee, sodat hy ook iets daarvan sou kon leer. Toe sit ons in die knyp, want dat my vader my daarby iets gelê het, was maar 'n uitvlug om die wagmeester gerus te stel, omdat ek juis my vader, oor dit wat ek geestelik gesien het, dinge meegedeel het, wat beslis van die aard was, dat die wagmeester ons daarvoor in die gesig sou moes uitlag, as hy dit hoor. Wat moes ons nou doen? Ons was albei radeloos. Maar nou sien ek 'n gees raak, wat op daardie oomblik op 'n wolk staan, en uit die lug na benede kom, en in sy regterhand 'n groot blinkende swaard dra. Nou ja, voor ek verder aangaan, dit is die verskyning van die doodsengel. Hy verskyn in verskillende vorms. Wanneer 'n gelowige mens doodgaan wat sy lewe op aarde goed was, kom hy nie so as 'n verskrikking nie. Maar hier kom hy met 'n fisiese swaard in sy hand. Op 'n ander plek waar 'n jong seun sterf en jy kry 'n jong dogter, dink ek. En jy kry dit in die boek ook deur Jacob Lorber vir ons gebring oor die drempel van die dood. Dan noem hy daai engel 'n wurgengel. En dan wurg daai engel die siel uit daai liggaam uit. En dan verskyn daar uit daai as so 'n slaakse, voëlrige-agtige ding met vlerke en 'n bek soos 'n voël en allerhande ander gruwelgoed. Dit is almal van ons se lot, is dat die doodsengel sal na ons bed toe kom wanneer ons tyd aanbreek. Mag hy kom as jou vriend en nie as jou vyand nie. Hier kom hy nou, verseker nie as hierdie moordenaar se vriend nie. Wat gaan hy hier doen, het ek gedink. Die wagmeester merk egter my gerigte ondersoekende blik en vra my dadelik of ek dalk iets besonders sien. En ek antwoord hom op my toegebruikelike manier, bietjie kort af en ietwat nors. Seker, maar al sou ek u dit vertel, dan sou u my tog nie glo nie. Die wagmeester wou my tog nog meer vra, maar omdat dit op daardie oomblik al aand begin word het, en daarvan Cornelius 'n bevel was om, volgens Romeinse gebruik, met byle die bene van die 7 by die voete te breek, en as daar nog een leef, om met 'n hou op die kop en 'n hou teen die bors te dood, moes ons wagmeester hom weer streng aan sy bevele hou, en word ons nie weer gehinder met ons waarnemings nie.
Hier kan 'n mens dan sien hoe wreed hierdie ouens was in die tyd van Joshua. Die bene moes gebreek word sodat die ou vinniger kan sterf en dat hy versmoor. Want terwyl die bene nog die longe oophou, dan kan hy nog asemhaal. Joshua se bene was nooit gebreek nie. En daar is ook 'n innerlike simboliese betekenis daaraan. En dit is dat die kern van sy leer, want Joshua se wese, sy liggaam, sy siel, sy gees, is die ware leer. Dit kon hulle nooit breek nie. Deur die 2000 jaar wat verby is, kon hulle die vleis martel wat hulle gedoen het met 'n kats. Hulle kon hom 'n doringkroon opgesit het, hulle kon hom beledig het, gespoeg het op hom, alles. Alles wat hulle met die woord gedoen het van Joshua die aarde verlaat het. Tot by vandag kry jy nou nog steeds van hierdie gruwelvertalings, die woord, hulle haal dit uit wat hulle nie pas nie, hulle sit dit weer terug. Ek sien daar is nou weer 'n Bybel vir die wouklot, hierdie klomp trassies, dis die Afrikaanse woord vir 'n transgender. En so verdraai hulle sy woord, so slaan hulle sy liggaam met 'n kats en ruk hulle vleis uit. Maar die basiese kern van die boodskap, naamlik die liefde, kon hulle nie breek nie. Ons lees verder wat gaan met daai manne gebeur. Ek kyk toe net na die groot gees, is dit vers 7, nee, wat 'n donker hemelsblou geplooide gewaad dra, om te sien wat hy in hierdie geval sou doen. Luister, toe die beenbrekers op die bevel wag om die 7 se bene stukkend te slaan, en om die een wat nog lewe met die genoemde houe die genadeslag te gee, hef die magtige gees sy swaard op, en slaan die drade middeldeur, waarmee die tiersiele nog aan die liggame vassit. Dit is die silwerdraad. Hierdie man kom met die blou kleed, wat geregtigheid heet, eintlik waarheid en geregtigheid. Daar is altyd 'n teken as ons kleure sien. Rooi in die positiewe is altyd die liefde. Dit is hoekom die vyand ook rooi gekies het. Soos die kommunistiese embleme is rooi, hier by ons hierdie effers, wat is hulle embleme is ook rooi. Die rode shielde is die Rothschilds, wat Satan se verteenwoordigers is op hierdie aarde, is ook rooi. Maar hier kom 'n ou nou met 'n blou kleed, 'n engel, en hy slat daai toue af, wat nog werklik genade is. As hulle nog daai pyn moes deurmaak, dan sou dit verskriklik gewees het. Ek dink, hoe moet dit wees as ouens met byle kom en jou bene afkap, sodat jou liggaam kan sak en jy dood versmoor. En die ander wat nou nog lewend was daar, se koppe moes met 'n byl of met 'n hamer geslat word, dat hy kan sterf. Dis verskriklik, maar hulle word dit toe gespaar nou deur die doodsengel. Toe hierdie verskriklike siele heeltemal vry was van hulle liggame, kry hulle opeens 'n ietwat mensliker uiterlike, loop op hulle agterpote rond, dis nou die tiersiele, maar maak geen geluid nie, en hulle lyk baie treurig en lydend, en die Gees sê soos volg op barse toon aan hulle: Verwyder julle na die plek van julle boosaardige liefde, dit sal julle aantrek, julle kry loon volgens julle werke. Baie interessant dat wanneer jy sterf, trek die plek waar jy heen gaan, trek jou soontoe. Daar's nie 'n ander storie nie, as jy lig het, dan trek die lig jou. As jy soos hierdie 7 boosaardig is, dan trek die bose duisternis wat ons die hel noem, trek hulle. Jy kan nie jou verweer daarteen nie, jy gaan soontoe. Want dit is hoe die hiernamaals lyk. Jy is wat jou emosies is. Jy kan nie op 'n plek besluit, ek gaan nou hier bly of ek gaan nie hier bly nie. Alles wat in jou is,
trek na die plek toe waar jy hoort. Waar jy eintlik op aarde was. Hierdie 7 was in die hel op aarde. Hulle het die helse dinge gedoen, geroof, gemoor, gemartel. Nou gaan hulle maar net na die plek waar hulle gelukkig in was op aarde. Maar die 7 siele skreeu, as ons verdoem moet wees, dan sou daar nog altyd tyd daarvoor wees. Waarom moes ons onsself dan laat martel, as die ewige verdoemenis nou hier op ons wag? Die groot magtige Gees sê, alles was en is nog afhanklik van julle liefde. Rig dit volgens die orde van Jahwe, wat aan julle bekend is, dan sal julle julle eie verlosser wees. Waar behalwe julle, kan niemand in Elohim se hele oneindigheid julle verlos nie. Dit is julle lewe en ook julle liefde. As julle julle liefde kan verander, dan sal dit ook julle hele lewe en bestaan verander. En gaan nou weg. So selfs Yeshua kan aan sulke mense niks doen as hulle nie berou, belydenis doen en in die liefde leef nie. So daar is maar net een plek vir hulle, dis na die hel toe. Na hierdie streng woorde van die groot en magtige Gees, gaan die 7 onder ontsettende gebrul, so vinnig moontlik van daar af weg. Ek was egter so vrymoedig om die groot Gees te vra hoe dit dan later met die 7 sou afloop. En die Gees verhef hom weer en sê maar net, dit hang af van hulle eie wil. By hulle lê dit nie by die opvoeding nie, nie by die kennis nie, en hulle was ook nie besete nie. Interessant, nee, hulle was nie besete nie, behalwe dan deur hulle eie bose wil. Die ongediertes wat jy uit hulle sien kom het tydens die ondergang van hulle straf by hulle geeseling, was geen vreemde demone nie, maar slegs produkte en uitgroeisels van hulle bose wil. Nou julle, dit was swart vlermuise en klein draakies wat uit hulle uitgegaan het, wat hy waargeneem het. Uitgroeisels van hulle bose wil. Daarom is hierdie straf regverdig, want dit betref 7 volslae duiwels, waarvoor daar op hierdie wêreld geen les, geen woord en geen verbetering was nie. Maar hier by ons, waar alles openbaar word, sal hulle lot so wees as wat hulle self wil, dat het word deur hulle liefde. Dit sal hulle hier nie aan geleenthede ontbreek nie, ook al is dit slegs skynbaar daar, om hulle kragte te beproef in nog meer kwaads, of egter ook in iets beters. Verstaan dit, jongeling, en lê dit ook uit aan jou Vader, wat nie die gawe ontvang het om dit te sien nie. So jy kan kies, en meeste van hierdie goed kies maar die eie liefde, omdat eie liefde hom gedryf het toe hy op aarde was. Maar sou hy daai liefde verander, en sou hy die goddelike liefde van medelee en hulp en al die dinge vir sy medegeeste waar hy nou is, gee, dan sal sy lot beter word. Ek sê nie hy sal daar uitkom nie, maar hy sal 'n beter lot hê. Die hel het 3 vlakke, onderste hel, middelste hel en boonste hel. Jy kan verseker glo dat hierdie 3 het na die onderste hel toe gegaan. So hulle moet deur daai 3 helvlakke opgaan, en dan eers kom hulle in die onderkant van die onderste wysheidshemel. Nou of hulle daardeur kan gaan, Yeshua sê op ander plekke, die wat in die onderste hel is, kan nooit nie. Hulle kan nie daar uit nie, want hulle wil nie daar uit nie. Die wat in die boonste hel beland, kan sommige van hulle, as hulle die lig kies, kan hulle deur engele gehelp word en hulle kan hulle lot verbeter. Maar dit is 'n baie langsame proses en daar is geen waarborg vir enige siel wat daar beland, dat hy daar gaan uitkom nie. So moet asseblief nie dink, nou kan ek leef tot die einde van my lewe en niks omgee nie. Jy vat 'n groot kans. Hier op aarde is dit die heel maklikste om die regte pad te loop.
Want hier het jy nog 'n liggaam, materiële liggaam wat jou help. Aan die ander kant het jy dit nie. Want daar is jy wat jy is. Jy kan nie voorgee nie. Niemand kan daar voorgee wat hy is en dit nie is nie. Niemand kan lieg nie. Jy kan ook nie jou sondes wat jy oorgevat het saam met jou, kan jy nie wegsteek nie. Wanneer jy in 'n gemeenskap kom waar ander siele is, sien hulle al jou gruwels, alles. En almal lag daaroor en almal maak aanmerkings daaroor. Jy dink dit was 'n groot geheim op aarde. Nee, dis alles daar geopenbaar. En baie keer in die teenwoordigheid van ouens wat jy te nagekom het. So as jy met 'n ander ou se vrou skelm geslaap het, sal die skelmgeit daar aan die ander kant nie meer skelm wees nie, want haar man sal dit ook van gewaar word. Nou kan julle dink wat se geveg by sulke siele plaasvind onder mekaar. Hulle hou nie op om te veg nie. So werk dit nie wanneer 'n man oorgaan en Joshua het sy sondes vergewe hier op aarde. Daai sonde is vir ewig weg en word nooit weer opgehaal nie. En dit is hoekom ons so verskriklik hamer op in hierdie gemeente daarop om Joshua in jou lewe te hê. En om in die liefde te leef. Want dit is die belangrike. Al die kennis wat ons vanoggend nou hier kry, is baie goeie dinge om dit te kry, want ons is besig om te groei en ons stap 'n pad. Maar as die liefde nie daar is nie, as daar nie 'n liefdes wil is nie, dan gaan hierdie goed niks help nie. So ons moet maar baie ernstig besin oor ons verhouding met Joshua, as dit nog nie reg is nie. Ek weet meeste van ons mense se verhouding met Joshua is reg. Maar hier het mense gesit in hierdie gemeente, nou onlangs, wat soos hierdie verskeurende moordenaars te kere gaan. En hy sit asof hy 'n vroom uiterlike het. Maar binne is dit hierdie roofsigtigheid. So moet ons nie wees nie. Ons gaan aan. Vers 12, né? 12, ja. Na hierdie betekenisvolle woorde verdwyn die groot en magtige gees en die beenbrekers begin met hulle werk. By 5 loop daar geen bloed meer uit die wydgapende wonde nie, maar by die 2 laastes was dit nog wel die geval. Aan hulle gee die mense dan ook dadelik die vasgestelde genade slaag, wat egter totaal oorbodige moeite en werk was. Want as die goeie of slegte siel eenmaal uit die liggaam is die liggaam beslis volkome dood. Na hierdie nie bepaald uitnodigend mooie handeling nie, gaan die skerpregters huis toe, terwyl die lyke ter verdere vernietiging oorgelewer word aan die lijksbesorger en sy knegte. Die wyse van vernietiging was verskillend en is dit nog, maar die lyke mag nie begrawe word nie. Gewoonlik word hulle verbrand deur middel van vervloekte hout of gekook in vervloekte water en daarna as prooi vir die wilde diere gegooi. Die wilde verskeurende diere wat daarvan vrek meestal. Daarom kook die lijksbesorger dergelike lyke meestal in die vervloekte water, waarna hulle dan ter verdelging van wolwe, hyenas, bere en jakkalse in die wye omtrek baie goed kon verkoop en daar baie geld voor kry. Dit, o meester, dit is dan weer 'n klein verhaaltjie uit my jeug, waarvan dit vir my alles wel duidelik is, behalwe die gestalte van die siele, wat heeltemal nie soos die van 'n mens lyk nie, en al daardie ontelbare talle ongediertes, wat ek in die vorm van vlermuise en klein drake uit die skurkagtige mense sien kom het. Die groot gees gee my weliswaar in die rigting 'n uitleg, deur te sê dat dit slegs uitwasse van die bose wil is. Maar hoe dit werk is 'n heel ander vraag, wat buiten u, o meester, definitief niemand sal kan
beantwoord en uitlê nie. As u gewyde wilde dan daarmee eens sou wees, sou hierdie twee sake wel aan ons kon uitlê. En dit is ons ook, ons is net so nuuskierig, ons wil dit graag weet. Volgende opskrif van die hoofstuk 133 is, die vorming van die siele van die roofmoordenaars. Hoe het siele uiteindelik hierdie tieragtige voorkoms gekry? Wat niemand kan sien nie, want die siel is binne in die liggaam. Joshua kan daai siele sien. As Joshua nou hier voor staan en hy kyk oor ons mense, dan sien hy net jou siel. So jy kan niks vir hom wegsteek nie. En as dit 'n roofdier is, gesindheid wat jy het, dan sal hy dit sien. Maar ons kan nie, want ons moet in die liefde leef, en selfs vir daardie mense onder in ons midde moet ons ook die liefde gee, om hom moontlik te kan versag. Dis maar waaroor dit gaan. Sodat die siel op 'n ander vlak kan deurgaan na die hiernamaals. Kom ons vat 'n persoon in die ouete huis, want dis waar ons dit baie sien. Hierdie persoon wou niks van Vader wees nie. Nou, weet nie, hulle is totaal en al ateïsties. En soos wat hulle siekbed erger word, en soos wat mense wat daar is, met hulle begin praat van Joshua en van die liefde, so begin daar 'n versagting intree. En dan as die persoon vir Joshua aanvaar het, en sy sonde vergifnis gevra het, en skoon gemaak het met almal met wie hy 'n stryd het, alles wat mense teen hom gehou het, en alles wat hy teen mense gehou het, is dus geneutraliseer deur gebed en 'n telefoon wat hy gevat het en die mense gebel het, en vrede gekry. Gaan hy op 'n heel ander hoër vlak oor na die ander kant toe. Want die lig het hy nou in sy siel opgeneem terwyl hy op aarde was. Dan trek die lig hom na die plek toe waar hy gaan bly. Maar sê nou maar hy het 'n maand of wat tevore dood gegaan in daai bed. Dan is al daai boosheid wat hom in die duisternis gehou het, dan trek die duisternis hom aan die ander kant. En dan beland hy in 'n duistere hel. Heel moontlik nie die onderste hel nie, maar nog steeds in 'n plek waar daar nie lig is nie. En daarom is dit so belangrik vir ons om tydig en ontydig die evangelie te bring, die basiese evangelie. Jy hoef nie hierdie groot goed vir hulle te bring nie, want meeste mense gaan dit nie glo nie. Maar vir hom te sê, kry vrede met jou medemens. Moenie dat daar ongedelgde skuld agterbly nie. Want die skrif sê, elke laaste oortjie sal betaal word. Nou, 'n oortjie is omtrent soos 'n penny by ons. Of nou 'n sent of 'n half sent. Absoluut die kleinste skuld sal vereffen word. As jy dit nie hier vereffen nie, dan vereffen ons dit aan die ander kant. Dis wat hy sê. En as jy oorgaan met baie dinge wat tussen jou en jou medemens was, en wat jy moet uitsorteer, of uitgesorteer het, en jy dit nie gedoen nie, dan wag jy in 'n voorportaal, tot daai persoon gesterf het. En hy konfronteer jou weer, en julle kom van aangesig tot aangesig om julle skuld te vereffen. Praat nie van geld nie, ons praat van sondeskuld, of goed wat julle teen mekaar gedoen het, en waar die een die ander skuld. So jy beperk jou hele groei aan die ander kant, as jy nie vrede het met mense nie. En ek weet, hier sit vandag baie mense wat verskriklike goed moes deurmaak, veral in hulle jeug, waar selfs in die ouerhuis dinge gebeur het wat skrikwekkend was, en daai mense haat, veral die vrouens, het dit meer hulle oorgekom, haat daai mense nog steeds. Jy gaan hom aan die ander kant konfronteer, as jy jou nie nou afsny van hom nie. Sê, ek spreek hom vry, Vader, ek gee hom aan u oor, na u goeddinke. Dit is wat ons moet doen.
moenie ou koeie uit die sloot gaan haal nie, want die goed vrot en dit stink. En moenie asseblief met daai goed oorgaan aan 'n kant toe nie, want dit gaan jou verskriklik benadeel. Kom ons lees wat Joshua ons verduidelik hier. Joshua sê, jy het jou verhaal oor dit wat jy self beleef het, heel goed vertel. Die dierlike vorming van die siele van die doelbewuste 7 groot misdadigers vind sy oorsaak in 'n sekere vrye ordening. Dit bestaan egter slegs daarin dat die spesifieke sieledeeltjies wat in 'n liggaam werksaam is, hulle opnuut saamvoeg of van plek verwissel. Jy kan dit vergelyk met 'n kluwe wurms wat almal de mekaar krioel en kronkel en in 'n sekere sin op soek is na 'n steeds beter rusplekkie. Afhanklik van die wyse waarop hulle dit vind, op 'n goeie of op 'n slegte wyse, sal die uiterlike vorm altyd ooreenkom met iets goeds of iets slegs. Hier sien julle verskeie plante, daar 'n geneeskragtige, daar 'n giftige. Let nou by die dagheldere lig van ons ligbol op hulle vorm. Sien eers hoe soepel, lieflik, sag en beskeie die vorm van die geneeskragtige plant is, en hoe hoekig, geskeur en hier en daar ook verdag, glad, die vorm van die gifplant daarenteen uitsien. En tog bestaan beide soorte uit een en dieselfde oersubstansie, staan in dieselfde aarde, neem dieselfde dou op, presies dieselfde lig en dieselfde lig, en tog is die geneeskragtige plant alles geneeskragtig en in die gifplant alles geheel en al gif. Die oorsaak lê slegs in die teenoorgesteldheid van die struktuur. Julle het immers gesien hoe daar uit die algeheel gelykvormige 4 tonge of rondswewende 4 slange, dit is 'n paar hoofstukke terug, wat so klein is dat jy hulle met jou liggaamlike oë nie sou kon sien nie, 'n volmaakte gemoedelike esel ontstaan het. Glo julle dat daaruit, deur 'n ander struktuur van die oersubstansies, by die samevoeging tot 'n voltooide organiese vorm, nie ewegoed 'n tier, 'n kameel, 'n os of 'n olifant, of wat dan ook nog sou kon ontstaan het nie. O, baie seker. En 'n anders geordende samevoeging sou dan ook 'n volkome ander aard en eienskap hê, wat heel vyhandig teenoor 'n ander sou kon staan, omdat in elke anders georganiseerde karakteristieke vorm voortdurend die begeerte oorheers en grootendeels ook bly, om al die ander en moontlike swakkere in sy eie struktuur te verander. Uit hierdie eienskap ontstaan die liefde, die innerlike warmte, die strewe, die begeerte, die honger en die dors. As hierdie begeerte wat na heersig lyk, so nou en dan te groot is en na te veel ryk om dit in sy oorspronklike ordening onder te kry, dan word dit wat binne gebring is, dikwels te magtig, tas die aanwesige organiese ordening van die siel wat reeds eerste in die wese is aan, en trek dit uit die eie ordening, wat goed of beter, maar ook heel maklik sleg, slegter en uiteindelik selfs uiters sleg kan wees. Maar wat gebeur daardeur? Matthew praat nou oor die siele van die misdadigers wat hy gesien het, wat soos tiers gelyk het. Dit is 'n gevolg van die siele oersubstansies, wat nie by hulle eie ordening pas nie, en te gulsig en te oormatig opgeneem word. Dit het vervolgens die siele in hulle eie oorslegtigheid verander, en so van mense siele egte tiersiele gemaak. En op dieselfde wyse het ook al die ongediertes ontstaan, wat jy in massas uit die angstige misdadigers sien kom het. Maar sê my nou almal, of julle hierdie uiters ryke uitgebreide les wel deur en deur verstaan het. Die meeste sê, ja meester, ons verstaan hierdie les in elk geval redelik,
Maar as ons ons daarop sou beroem om nou alles daarvan af te weet, dan sou ons 'n onwaarheid praat. Uit die vorming van die eselin nou net, het ons wel waargeneem en gesien hoe uit die geestelike oersubstansies 'n ding of 'n wese ontstaan. Ons sien immers gewoonweg die gras groei en hoe 'n eselin haarself in 'n sekere sin van self uit die 4 tonge geskape het. Dit was 'n les 'n paar weke of wat terug. Het Joshua die skepping van 'n eselin voor hulle oë, sonder 'n moeder en sonder 'n baarmoeder, het dit plaasgevind, omdat hy hulle wou wys hoe het die skepping ontstaan. Ons sien, ons weet deur u goedheid en barmhartigheid selfs wat, wie en waarvandaan hierdie 4 tonge is, en hoe hulle self kon saamvoeg tot 'n duidelike herkenbare idee en vorm. Ons besef baie goed dat hierdie tallose oergedagtes van u, waarvan die hele oneindigheid vol is, hoewel hulle uiterlik dieselfde lyk, op sigself tog baie verskillend is, ligter en swaarder, na gelang van hulle doel, ernstiger en deegliker is, en dat aan mekaar verwante oergedagtes hulle ook die eerste saamvoeg en 'n bepaalde orgaan begin vorm. Soos reeds gesê, dit alles verstaan ons nou baie goed, maar iets is daarby vir ons tog nog 'n groot raaisel, wat u o meester, as dit u sou pas en welgevallig sou wees, wel vir ons sou kon oplos. Ons almal hoef u beslis nie te vertel waaraan dit nog by ons ontbreek nie, want u ken al ons leemtes en sal dit sekerlik nog vul met u barmhartigheid, as u dit noodsaaklik vind. Mag dit vir ons van nie so 'n groot belang wees nie, dan is ons ook met dit wat ons besit en verstaan meer as tevrede. Nou antwoord Joshua hulle, om die geheim van die ryk van Elohim in alle diepte der dieptes te verstaan, moet julle almal eers in die gees wedergebore wees, wat vir julle nou nog onmoontlik is. Hoekom? Want hy het nog nie gesterf en opgestaan nie, maar by ons nou moontlik is. Eers as die mense seun daarheen teruggekeer het van waar hy gekom het, sal hy die gees van alle waarheid, wat heilig is, na julle stuur. Sy sal julle eers volledig opwek en julle harte vervolmaak, en die gees van alle waarheid in julle opwek. Dit wil sê in die hart van julle siel, en julle sal deur die daad dan wedergebore wees in die gees, en alles wat die hemele in hulle dieptes bevat, in die helderste lig sien en begryp. Mooi versie. Alles wat die hemele en hulle dieptes bevat. Nie net julle ken ten dele nie. Nee, julle sal alles ken. Dit wat ek julle nou laat sien en aan julle uitlê, is net 'n voorbereiding op dit wat die Gees julle oorvloedig sal gee. Ek sou vir julle egter nog uiters baie te sê hê, maar julle sou dit nou nie kon verdra nie. Maar wanneer die Gees van die waarheid egter sal kom, sal sy julle binne vaar en begelei in alle wysheid. Laat ons, nou dat julle dit weet, op hierdie plek dadelik weer aan 'n belangrike en verdere voorbereiding begin. En ons Mattheël met sy talle ervarings sal ons 'n ander verhaal uit sy belewennisse vertel. Mattheël doen dus weer jou werk en vertel ons die verhaal van wat jy in Betanië gesien en meegemaak het. Ons het nog 4 uur tot sonsopgang en kan daarom nog baie te wete kom en as te ware meeleef. En jy Mattheël kan nou dadelik met jou verhaal begin. Einde van die hoofstuk. Hierdie dinge moet ons maar oor en oor lees, want dit is heeltemal nuwe gedagtes. Maar hoe meer jy hierdie gedagtes in jou innerlike rondrol, hoe meer groei dit en hoe meer openbaar Vader aan jou. Ek kan met baie sekerheid sê dat
Ek weet nou nie hoeveelste keer ek hierdie gedeelte lees nie, maar kom ons sê 5 of 6de keer. Nee, miskien meer, omdat ek dit ook vertaal het. Nou eers begin 'n ou die dieper dinge wat hierin versteek is, te verstaan. So moenie bekommerd wees as jy dit nou nog nie verstaan nie. Lees dit maar net weer en weer, as jy erns het daarmee. Maar die groot ding wat ons nou het, deur te geluister het wat hier staan, of gelees het wat hier staan, is hoe lyk dit in die hiernamaals. Van verskillende posisies gesien, van verskillende siele wat op aarde geleef het. En dit is waar die groot les in is vir ons. Ons hoef nie meer te wonder oor daai spokerige hiernamaals en wat gaan gebeur met my nie. Presies dit gaan gebeur met jou wat jy nou is. Daarheen gaan jy. Baie, baie dankie.